Nou kom ons saam bid voor ons lees in die Bybel. Kom ons saam bid. Hemelse Vader en Here Jesus en Heilige Gees, dit is wonderlik dat ons so kan hier by mekaar kom saam en hier rustig kan sit en nou kan ontvang en inneem u boodskap. Seën vir my wat u boodskap bring. Gebruik vir my stem, my gebaar, om alleen te sê wat u vir my gegee het, door voorberei. Help vir my om dit met waarheid duidelik te gee, te sê, te verduidelik, dat almal goed kan verstaan. Here, ons is lief vir u, en ons wil nader aan u leef, meer weet van u. Versterk ons so in ons geloof. En dit wat ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. As Christen en gelowige mense, ons weet daar 7 belangrike dinge. 7 groot dinge wat gebeur het en wat vorentoe sal gebeur, wat ons vashou. Die eerste is die geboorte van Jesus. Die tweede is sy kruisiging. Die derde is sy opstanding. Die vierde is sy hemelvaart. Die vyfde is sy uitstorting van die Heilige Gees. Sesde is Jesus se wederkoms, sy weer terugkom. 7 is die finale oordeel, waar God die Vader alles gaan nuut maak. En dis baie groot gebeure, wat ons glo en vashou. Dat in die tyd is ons besig om weer te herinner en daardie 7 gebeur. 5 het klaar gebeur. 5. Die geboorte van Jesus. 2. Sy kruisiging. 3. Sy hemelvaart. 4. Uitstorting van die Heilige Gees, wat ek kort gaan herinner. Van 4. Ja, hemelvaart en 5 is die Pinkster, uitstorting. Nou 14 Mei, vier ons hemelvaart. En 10 dae daarna, Pinksterfees, koms van die Heilige Gees. Want dit het klaar gebeur, en ons vier dit te herinner, om ons geloof te versterk. Sodat ons aanhou vashou en volg vir Jesus Christus. Nou, al daardie 7 gebeur, as daar 2 dinge wat belangrik is. Die Here Jesus. Al
7 gaan oor Jesus. Sonder Jesus is hierdie 7 nie gebeur. So, al 7 gaan oor Jesus. Hy maak dit gebeur. Sy geboorte, sy kruisiging, sy hemelvaart, sy stuur, vra, die Vader stuur die Heilige Gees. Hy wat weer terugkom, en hy wat saam met die Vader gaan oorleef, soos Jesus. En die tweede, geloof. Geloof. Sonder die twee, wat het ons? Sonder Jesus, niks. Maar ook, sonder geloof, ook niks. Dan hierdie, ons gaan nou saam lees, hier in die Bybel, wat leer en sê die Here oor die twee. Want die twee, Jesus geloof, baie belangrik vir daardie 7 dinge wat gebeur. Kom ons saam lees. Ek gaan lees in 1 Korintiërs. Paulus skryf 'n brief. Ons gaan saam lees. Ek begin met vers 4. Christus is die gawe en God het hom, Christus is begrawe en God het hom op die 3de dag weer laat leef. En dit het gebeur soos daar in die Ou Testament geskrywe is. Christus het verskyn. Hy het gekom na Cephas, Petrus, en hy wys vir Petrus dat hy opgestaan het. Daarna het Jesus ook verskyn, gekom na die 12 apostels. En daarna, skryf Paulus, het Jesus ook op een dag saam met 500 mense, Christene, gelowige mense, saam gekom. En Jesus het dan die woorde en gewys vir hulle. Sy en gepraat met hulle. Dat hulle weet hy het opgestaan. Goed. Vers 14. En as God nie vir Christus die Here laat lewe het, dan beteken ons in hierdie boodskap niks. En dan beteken julle geloof ook niks. Dan is ons ook vals getuies van God, sê Paulus. Omdat ons vertel dat God vir Christus weer laat lewe het. Want as die mense wat gesterf het, nie weer sal lewe nie, dan is dit nie waar dat God vir Christus weer laat lewe het. Vers 17.
beteken julle geloof niks, dan is julle nog nie vry van sonde nie. Dan het die mense wat aan Christus behoort en gesterf het, verloren gegaan. Vers 20. Maar nee, God het vir Christus, vir Jesus Christus weer laat lewe. Dit is seker, dit het gebeur. Christus is die eerste een van almal wat gesterf het en wat God weer laat lewe het. God het Jesus uit dood laat opstaan. Ons lees dit dan. Wat skryf Paulus hier? Paulus skryf hier twee dinge. Hierdie kant skryf hy, daar's mense wat sê en verkondig, Jesus het nie opgestaan. Maar julle onthou die wagte wat Jesus se graf moes oppas. Hulle het geslaag. En toe Jesus opstaan, het weglaat op skrik. En die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het vir daardie wagte. Wat is wagte? Ja, wagte. Vir hulle geld te gee, gesê, julle moet jok en sê, die disippels het Jesus gesteel en hom op 'n ander plek begrawe. En nou sê hulle, hy het opgestaan, dis nie waar nie. Dat vertel hulle. En baie mense vandag ook sê dit. Ek het 2 weke gelede weer gehoor dat Christen mense begin sê, Jesus het nie waarlik opgestaan. Nou, Paulus skryf en sê hier, dis nie vreemd nie. Mense ook in daardie tyd gesê, glo nie dit nie. En nou skryf Paulus hier, as Jesus nie opgestaan het nie, beteken ons geloof niks. Kan ons maar vanoggend huis toe gaan. Nie nodig om kerk toe te kom nie. Want hoe kom ons hier dan? En ook, sê Paulus, dat skryf, hy sê, as Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit alles wat Jesus verkondig het, is vals, sy jong, sy leer. Wat Jesus het gesê, Jesus het gesê vir hulle, hy gaan opstaan na 3 dae. Die Ou Testament het ook geskryf, ja, hy gaan opstaan. So Paulus skryf
en sê vir hulle, as Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit julle is ook nie gered nie. Julle sonde is nie vergewe nie. So julle bly onder die straf van God. Verloor. Dan skryf Paulus, nee, hierdie is nie waar nie. Hierdie is waar. Jesus het opgestaan uit die dood. En dat is bewys, baie bewys. Ons vergeet baie keer, het is hier geskryf in die Bybel, dat Jesus na sy opstanding het hy nog vir 40 dae gebly hier op die aarde. 40 dae. Wat het hy gedoen? Jesus het elke dag besoek, disippels, besoek ander gelowige mense, om vir hulle te wys, hy leef, sodat hulle kan getuig, sê ja, dis waar. Nou ons weet, die eerste persoon aan wie Jesus gewys het opgestaan, was die Jesus het gewys dat hy opgestaan het, eerste persoon, Maria. Maar interessant, dat Jesus besluit het op 'n Lazarus, voor die tyd, leef verloor. Sodat mense wat toe, baas, hoe kan hy persoon lewend maak? En daarna Jesus se eie kruis en sterf en ook opstaan uit die dood. So het die mense daar twee bewyse, Lazarus en Jesus Christus. Wat hulle kan sien van Lazarus. En Lazarus was sekerlik ook by Jesus se kruising. En daarna. So. Ons weet van die twee Emmaus gangers, wat Jesus ook besoek het, saam met hulle begin loop het op die pad, en begin praat het met hulle, en later saam met hulle huis toe, en geëet, en toe besef hulle, dis Jesus. En dadelik het hulle opgestaan, en gehardloop terug Jerusalem toe, om te besoek die disippels, en te sê, ons het opgesien, dis waar, Jesus het opgestaan. Nou Jesus het 'n paar maal die disippels besoek. Een aand was die disippels saam in die boerkamer. Thomas het getwyfel en hy was dan. En toe die disippels vir Thomas die volgende dag sê, ons het vir Jesus gesien, en Thomas sê, hoe nie. Volgende Sondag sal ek weer saam, Thomas was daar. En Jesus sê, Thomas, kom hier. Voel. En Thomas, dis waar. So baie getuies Jesus opgestaan. Want daarna het Jesus ook langs die see een oggend
Hy het die disippels gaan visvang. En ook daar het Jesus vir hulle besoek. En saam met hulle vis gebraai en brood geëet. En daar het Jesus ook vir Petrus weer vergewe. Toe Jesus vir hom gesê het, Petrus, jy net lief vir die man. En Petrus besef dat Jesus herinner hom aan die verdoning terug. En Jesus het hom vergewe. Hom gesê, jy moet nou my skape oppas. Stel en oppas. En so het hy ook vir die ander disippels gesê, julle moet my nou volg. Nou, hoekom het Jesus na die tyd, 40 dae, gereeld die disippels en ander gelowiges besoek? Om te wys, ja, hy het opgestaan, maar as ons mooi lees, en al daardie plekke waar hy skryf, wat sê waar Jesus die gelowige mense besoek het, die disippels besoek het Jesus vir hulle die Bybel, die skrif, die Ou Testament opgemaak, om dit te verstaan. So Jesus het daardie tyd gebruik om hulle weer te leer, te sê, julle onthou wat ek vir julle geleer het voor my kruisiging. Nou, kom ons lees saam met Ou Testament. Hier het gesê, ek gaan gekruisig word. Ek gaan na 3 dae weer opstaan. Julle onthou ons vir die wat geskryf is van Jona, Jona, 3 dae in die vis, so moet ek, sê Jesus ook 3 dae in die graf, dan gaan weer opstaan, weer lewend word. En so het die disippels begin verstaan en waar glo. Hulle geloof dat Jesus opgestaan het, was so seker en vas, dat as hulle vervolg word en gedreig word met dood, met kruis, hulle het nie geskrik nie. Hulle het gesê, julle kan maar maak wat julle wil, ons weet wat ons weet. Ons weet wat ons gesien het. Julle kan my maar doodmaak. Jesus sal my weer lewend maak. So seker was hulle geloof. Nou wat is geloof? Wat is geloof? Want Paulus skryf hier van 'n ware geloof en geloof wat niks beteken, waardeloos is. So, wat is geloof? Nou hier in die Bybel lees ons ook in Hebreërs sê geloof is dat ons seker is op wat ons hier lees. Seker is wat gebeur het, seker wat. En ons is oortuig daarvan. Ons hou vas daaraan. Dit is
dat ek en julle so seker daarvan is, dat ons gewillig is om te sterf daarvan. Gewillig om jou en my lewe te gee vir dit. Dis 'n ware geloof. So as my en jou lewe bedreig word, dat iemand sê, as jy nou glo in Jesus Christus, gaan ons jou doodmaak. As jy bang is en jy waarlik glo nie, jy gaan sê, okay, ek glo nie meer. Maar waarlik geloof, is om te sê, jy kan maar, jy moet maar, as jy wil. Ek sal nooit my geloof los. Nou, hoekom is geloof so belangrik? Nou, onthou nou, ek het in die begin gesê, as twee belangrike dinge. Een is Jesus, tweede is geloof. Nou, die vraag, hoekom is geloof so belangrik? Kom ons lees wat sê die Bybel. Gooi vir ons daar Johannes. Julle almal ken Johannes 3 vers 16. Dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat glo in hom nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na hierdie wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel, te straf nie, nee, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel, gestraf nie. Wie nie glo nie, is reeds klaar veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo. So wat leer ons daar? Hoekom is geloof belangrik? As jy glo, is jy vergewe van sonde. As ek en julle glo, staan ons nie meer onder die straf van God nie. En as ons glo, gee God vir my en vir julle verlossing en ewige lewe. So, as ons nie glo nie, is ons verlore. As ons nie glo nie, dan dra ons nog ons eie sonde skuld. Dit straf. Geloof. Dit is belangrik, baie belangrik geloof. Volgende vers. Johannes 1 sê Jesus, as ons glo in hom, gee hy vir ons die reg, die ja, die mag, die kan ons kinders van God word. So, sonder geloof kan ek en julle die kinders van God word. Dis ons verloor. So belangrik is geloof.
ek wil sluit. Ek wil saamvat. Wat is belangrik wat ons leer vanoggend? Jesus wil vir ons vanoggend herinner dat ons weer besef hoe belangrik my en julle geloof is. Mense en die duiwel, die bose, sal probeer elke dag om vir ons te maak twyfel. En ons geloof swak word. En nou Jesus het vertel 'n gelykenis van die 10 meisies. Julle ken dit. 5. Hulle lampe gevat, die pik, hulle lampe gevat, maar hy het nie ekstra olie gevat. Jullie het ekstra olie saamgevat. Wat gebeur? Toe Jesus kom, besigheid. Wat ekstra olie gevat het. Wat beteken dit? Hulle het aangehou glo. Tot die einde. Weet jy? Hulle geloof het geslaag. Nou Jesus vra ook, soos lees, vra Jesus, hy sê vir die disippels, hy is bekommerd, hy wonder, as hy terugkom, of hy gaan vind, mense wat nog geloof. Maar vandag lewe ons in 'n tyd wat tegnologie, wat is tegnologie? Ja, jy kan selfoon, TV, 4 pijlen, maar toen, dis tegnologie, slim mense wat maak dit so. So baie mense begin vandag sê, twyfel, of jy nog waar is. En daar's mense binne die kerk, wat al begin sê, kan jy alles glo wat hier geskryf is. Pas op vir dit. Dis die duiwel wat ons wil verlei af en nie meer te glo. Ons besef nie hoe belangrik is my en jou geloof. Ons moet ons geloof beskou en voed dit te lees, Bybel, hier kerk, die boodskap te ontvang, te leer, sodat ons hierdie ken en weet wat glo ons en hoe, en die Heilige Gees so vir ons kan sterk maak in ons geloof. Nou my gebed is dat die Here vir julle elkeen weer sal help om te dink, te besef hoe belangrik jou geloof is. Dis die belangrikste van alles. Want dis die eerste wat Jesus gaan vra en kyk as hy terugkom. Of ek en julle glo. Vaste geloof
Dis alleen wat red. So voed julle geloof. Beskerm julle geloof. Hou vas. Moenie dat mense dinge julle verleid af te dwaal of te begin. Moenie. Jy is sterk. En Jesus het beloof. Het vir die disippels gesê, hy beloof, wanneer hy opvaar, sal hy vra vir God die Vader, stuur die Heilige Gees. Sodat die Heilige Gees by elkeen kan wees, binne elkeen kan woon, om vir ons te beskerm. Ja, gee geloof, 'n vaste geloof. So Jesus los ons nie alleen. Hy wil ons help om te glo, vaste in ons geloof. Mag hy ons Here verheerlik